Kom ons bid saam. Here Jesus, U het gesê dat ons soos kinders moet word as ons in die koninkryk wil inkom. Lei ons en leer ons vandag om werklik die geloof van kinders te hê, om na die Bybel te luister, na U woord te luister, te doen wat U sê, en werklik te leer oor wat U vir ons wil sê. Kom deur die Heilige Gees, maak dit vir ons prakties, Here. Soos wat U prakties is, prakties mens geword het, tussen ons kom bly. Wys vir ons waar U is en hoe U werk. Praat met ons, Here, U kinders luister. Amen. Wil jy vra om saam met my te blaai na Johannes 21 toe? Johannes 21, ons gaan die eerste gedeelte daar lees van vers 1 tot 14. Johannes 21 vers 1 tot 14. Die opskrif hierso, Jesus verskyn nog 'n keer aan sy disippels. Vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberius. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar sy disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boonlui was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Toe sê Jesus vir hulle, bring van die vis wat julle nou gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol visse, 153. Alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Lees tot daartoe. Eerste skuifie asseblief. Jesus se disippels was by mekaar gewees, en toe gaan doen hulle iets, nie iets disipelagtig nie. Hulle het nie saam gaan bid nie. Hulle het nie met ander mense oor Jesus gepraat nie. Hulle het gaan visvang. Dis asof hulle 'n breek gevat het, net 'n bietjie weggekom het en op hulle eie gaan wees het. Want hulle was gewone mense. Hulle het net gegaan om te gaan ontspan. En hulle het die hele nag vis gevang.
Nou, hoekom 'n mens in die nag visvang, weet ek nie, ek het dit een keer probeer en al wat ek reg gekry het, was om my vrou kwaad te maak in die proses. Niks gevang nie. En die disippels het ook niks gevang nie. En toe dit oggend word, sien hulle iemand daar op die strand. Sit maar die tweede skuifie op asseblief. Nou as op hierdie skuifie mooi kyk, dan sal jy sien, daar agter die skuif is daar iemand wat in die water is, en net agter hom brand daar 'n vuurtjie daar op die kant. Maar in elk geval, die persoon wat op die strand was Jesus, maar hulle het hom nie herken nie. Hy sê vir hulle, maar kom en gooi die net aan die ander kant in, aan die regterkant. En toe hulle dit doen, het hulle baie visse gevang. Nou, hoekom dit 153 was, weet ek rarig nie. Maar dit was 'n groot klomp visse gewees. Nou, die visse gevang, kant toe gegaan, en toe hulle na by die kant kom, toe sê Johannes vir Petrus, maar dis die Here. En Petrus het nie 'n hemp aangehad nie, trek die hemp aan, en hy gaan kant toe, hy swem kant toe, om by die Here te kom. En toe sê die Here vir hulle, maar bring daai vis, wat julle daar het. Julle geweet, Jesus het ook gebraai. Hy het brood gebak op die klippe, en hy het vis gebraai, vir die disippels. Hy was nie besig om te preek nie, hy was nie besig om te bid nie. Ek kan amper sê, hy het vleis gebraai, saam met die disippels. En hy nooi hulle nader, en hulle het saam geëet. Maar, sit vir ons die volgende skuifie op asseblief. Maar wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, Jesus was by sy disippels gewees. Daar waar hulle was, waar hulle nie iets gedoen het wat met die kerk of die disipel wees te doen gehad het nie, was Jesus by hulle. Dis die enigste gedeelte omtrent in die Bybel wat ons kry wat die disippels iets anders gedoen het, en Jesus was daar by hulle gewees. Hy was daar by hulle gewees en hulle het saam gekuier rondom 'n braaivleisvuur. Nou die volgende skuifie asseblief. Met ander woorde, waar ek ook al is Jesus. Of ek langs die viswater staan, of ek op die plaas is, besig om te werk, of ek in die dorp is, met 'n besigheid besig, of ek op die brug is, of op die myn is, maak nie saak waar ek is nie. Die Here is daar by my. Hy is daar waar ek is. Ek hoef nie in die kerk te wees, of besig om Bybel te lees en te bid, vir die Here om by my te wees nie. Daar waar ek besig is God by my. God is by my op daardie plek waar ek is. Dink 'n bietjie, wat het jy in hierdie week gedoen? Waar was jy? Waar het jy gesukkel met 'n probleem? Waar het jy net ontspan en rustig gewees? Daar was die Here by jou gewees. Hy was daar teenwoordig. Ons glo dat God alom teenwoordig is. Dit beteken dat hy oral by ons is. En daar waar jy in hierdie week was, miskien was jy alleen, miskien was jy hartseer, miskien was jy kwaad, miskien was jy gefrustreerd, miskien het jy net lekker ontspan, miskien het jy hard gewerk. God was daar by jou gewees, daar waar jy was, soos hy by die disippels was, so is hy by ons, oral. Oral waar ons gaan, oral waar ons is die disippels by ons. Ons hoef nie in die kerk te wees nie. Nou sê jy hoef nie kerk te kom nie. Die Bybel sê ons moet nie wegbly van die gereelde byeenkomste nie. Ons moet by mekaar kom, saam met die ander gelowiges, saam aanbid, saam sy lof besin en saam iets van sy vreugde ervaar. Maar Jesus is by jou.
daar waar jy werk. Miskien dink jy's op hierdie oomblik so ver van die Here af, dis net nie waar nie. Dan is dit nie waar nie, want hy is daar. Daar waar jy deur iets besig is om te gaan, waar jy met iets werk, hy is daar. Hy is daar by jou. Laaste skryfie asseblief. Daar waar ek is, kan ek bid. Ek hoef nie soos hierdie man op my knie te val nie. Ek kan my oë toemaak en bid. Ons lees dat Nehemia, baie belangrike man in die Persiese regering, het voor die koning gekom en die koning het hom iets gevra en hy moes antwoord. En dit is 'n baie belangrike vraag wat hy hom gevra het. Die koning het vir hom gevra nadat hy gehoor het dat hy baie hartseer is en dat dit sleg gaan met sy mense. En die Here het die koning vir Nehemia gevra, maar wat kan ek vir jou doen? Daar waar hy voor die koning was, en die koning hom 'n vraag gevra, en hy geweet het, dit wat ek nou gaan antwoord, kan my lewe verander, en die lewe van my hele volk verander. Wat het hy gedoen? Die Bybel sê vir ons, hy het 'n skietgebed opgestuur na God in die hemel. Daar waar hy was, het hy met God gepraat, en die Here het hom sy guns gegee. Die koning het gesê, hy het vir die koning gesê, my volk kry swaar, gaan sleg met hulle, en ek wil na hulle toe gaan. Die koning het vir hom gevra, hoe lank gaan jy weg wees? Hoe lank gaan jy weg van my af wees? Ek gebruik jou, jy is vir my belangrik. Hoe lank gaan jy weg wees? En hy het vir die koning gesê, en die koning het vir hom gesê, dis goed. Ek gee vir jou permitte. Hierdie permitte gaan vir jou die reg gee om hout by mekaar te maak, om klip en stene by mekaar te maak. En daarmee kan jy die mure van Jerusalem, die stad, kan jy weer herbou. Nehemia was nie lang op sy knieë nie, hy was nie in die kerk nie, hy was nie in 'n kamer waar hy alleen met die Here besig was nie. Hy was voor die koning gewees, in die troonsaal, en net daar het hy met die Here gepraat. Net in 'n skietgebed, en God het hom gehoor. Kom sê dit vir jou. Daar waar jy is, as jy hier uit die kerk uitloop, en jy kom by die huis, of jy is by die werk, of jy ontspan saam met jou vriende, jy's om 'n braaivleisvuur. Jesus is deur die Heilige Gees daar by jou. Jy weet, ek kan nie vir die Here sê, Here, ek gaan net gou kuier saam met my vriende. Wag nie daar een kant, ek wil nie hê jy moet sien wat ek nou doen nie. Werk nie so nie, die Here is by my. Hy's by jou. Ek kan nie vir die Here sê, Here, ek gaan nou my belasting doen. Sal beter wees as jy nie sien waar ek die syfers skryf nie. Sal beter wees as jy nie sien wat ek nou doen nie. Die Here is daar. Hy kyk na elke syfer wat ek neerskryf. Hy kyk na elke drankie wat ek drink. Hy kyk na elke woord wat ek sê, want hy is daar. En ek kan daar met hom praat. Weet jy wat is die wonderlike daarvan? As ek foute maak, as ek droog maak, is die Here daar en hy sien dit raak, en hy wil hê ek moet daarvan bewus wees. Hoekom? Want hy het nie gekom om my te veroordeel nie, hy het gekom om my te red. En waar lewe ek? Lewe ek hier in die kerk? Nee. Ek lewe as ek van hier af uitgaan, as ek by die werk is, as ek besig is, as ek ontspan, daar lewe ek. En dis waar God by my is. Elke oomblik, soos hy by die disippels was, toe hulle gaan visvang het, was hy daar. En die beste van alles is, hy het hulle gehelp om reg vis te vang.
Die Here sal hard moet werk as hy my wil so ver kry om vis te kan vang. Dit is nie een van my gawes daarin nie. Maar die Here is daar by jou, daar waar jy besig is hy. Want daar lewe ek en jy. Daar is ons besig met waarom dit regtig gaan. As ek nie bewus is dat die Here daar is nie, dan mis ek in my lewe baie. Hy weet presies wat ek doen. Hy weet wat in my kop aangaan om my te help. Nie om my uit te los nie. Nie om my te los dat ek net droog maak of foute maak of in 'n verkeerde rigting gaan nie. Hy is daar om my te help, om my te wys wat reg is. Daar waar ek lewe. En daarom wat moet ek doen? Ek moet daar waar ek lewe met die Here praat. Al is dit 'n skietgebed, of al vat ek tyd en ek sê, maar hier waar dit is, wil ek net vir die Here sê dat dit wonderlik is. Wil ek net vir die Here dankie sê vir dit wat ek kan doen. Dankie dat ek werk het. En dankie dat dit goed gaan. En dankie dat U my seën. Dankie dat U my vashou en help. Dankie dat ek die geleentheid het. Maak nie saak waar ek is nie. Al is ek langs die viswater, al is ek op die jagveld, al is ek besig om te plant of te oes, al is ek besig met my besigheid, om bestellings te doen, al is ek besig met kliënte, al is ek besig met kinders by die skool, God is daar. Hy is daar, en hy sê vir my, ek wil jou help. 153 visse, nie 'n ronde getal afgewerk nie, nie 'n simboliese getal nie, 'n regte getal waar die Here die mense mee gehelp het. Hy wil vir my en jou ook help, daar waar ek werk, daar waar ek lewe. Dis waarvoor hy gekom het, om elke oomblik by my en jou te wees. Hy was by die disippels, en hy is ook by ons. Moenie daai kans laat verbygaan, om te lewe en te besef, God is hier. En as ek in daai plek instap, en ek vra, Here, wat nou? Dan sê ek, is by jou. As ek in daai veld staan, en ek sê, Here, wat nou? Dan sê ek, is by jou. En as ek om my kyk en ek sê, Here, dankie vir wat ek het, dankie vir wat ek kan doen, en sê die Here, dis my geskenk aan jou. Kry dit vir jou. Jy verdien dit. Al verdien ek dit nie. Kom ons gaan in gebed na die Here toe. Ons vra vir hom om vir ons te wys dat hy elke oomblik by ons is. Maar ons bewus maak daarvan dat hy daar is. Kom ons gaan in gebed na hom toe.